Nou vriende, goeiemôre, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermal kan saam wees. Nou kan amper nie glo is al reeds Vrydag, nog 'n week is verby. Dis al die 11de Oktober, ek kan nie glo dat die dae en weke en maande so by ons verbyspoed nie. En mag die Here vir ons die groot waarheid kom leer en ons daaraan kom herinner dat ons dae soos 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En ons lees daar in Psalm 90 dat ons dae so moet leer tel dat ons 'n wyse hart sal bekom. Mag die Here vir ons in hierdie opsig in staat stel om te besef dat ons lewe is maar 'n kort oomblik en dan moet ons voor hom gaan rekenskap gee. Mag die Here ons wysheid gee om te geniet wat hy vir ons skenk uit genade en mag ons lewe om hom te verheerlik. Nou vanmôre Spreuke 17 vers 15 tot 18 en kom ons val sommer dadelik weg. Daar staan hy wat die goddelose regverdig verklaar en die regverdige skuldig verklaar. Hulle albei is vir die Here 'n gruwel. Nou vriende, ons lees telke male dat die Here sê sekere dinge is vir hom 'n gruwel. En ons vra van onsself dikwels die vraag af, nou as iets vir die Here 'n gruwel is, waarom oordeel hy nie hierdie mense nie? Waarom maak hy hulle nie van kant nie? Waarom laat hy hulle nie sterf nie en hy kry nie klaar met hulle nie? En vriende, ek het al dikwels vir u gesê, u moet onthou die uitstel van God se oordeel is nooit die afstel van God se oordeel nie. Die interim tyd is altyd die tyd van genade, dat mense hulle kan bekeer tot die Here, bekeer van hulle verkeerde weë en die Here begin volg. En nou sê die Bybel in vers 15 dat die Here haat dit wanneer die goddelose skotvry aan die ander kant uitkom en wanneer die regverdige skuldig verklaar word. Ons lees daar in Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel: trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Het is geweldig om te sien dat die Here haat dit wanneer ons onregverdig is in ons beslissing. Wanneer ons die goddelose regverdig aan die kant laat uitstap en ons bevind hom onskuldig terwyl ons weet hy is skuldig. En aan die ander kant wanneer ons die regverdige skuldig verklaar terwyl ons weet hy is onskuldig. Luister, as jy besig is met so 'n praktyk, as jy in jou familie of onder jou vriende of by jou werksplek met hierdie praktyk besig is, wees gewaarsku. Ek onthou op 'n stadium was daar deur 'n bevelvoerder toe ek nog by die Suid-Afrikaanse Polisiediens was, vir my opdrag gegee om iets te doen wat lynreg en teen my grein was en ek het geweier om dit te doen. En ag vriende, die hele groot saak bly maar net dat die Here een is wat die beslissing het. Die laaste sê lê by die Here en daarom as jy met hierdie praktyk besig is, bely, laat staan sodat jy barmhartigheid kan verkry. Die volgende vers: waarom tog is daar geld in die hand van 'n dwaas om wysheid te koop terwyl hy geen verstand het nie? Nou hierdie vers is redelik moeilik om te verstaan as jy hom net so lees en tog wanneer jy by die verklaring daarvan uitkom, is dit eintlik redelik voor die hand liggend. Jy sien, dwaase mense dink hulle kan wysheid koop, hulle kan vriende koop, hulle kan mense koop, hulle kan al hierdie goed verkry deur geld. Terwyl die Bybel vir ons sê, verstand kom nie deur geld wat jy aanbied nie, maar daar moet 'n ernstige begeerte daarna wees. Daar moet 'n nederige hart en 'n nederige gesindheid wees. En dan sal jy wysheid kan bekom. Dan sal jy verstand verkry. Dan sal jy kan lewe om die Here te verheerlik. Daar is sekere goed wat geld kan koop, ja, dit is so. Maar geld kan nie verstand koop nie. Geld kan nie wysheid koop nie. Geld kan nie insig koop nie. Dit kom van die Here. Wanneer jy in nederigheid na hom toe gaan en vra, Here, gee my insig, gee my wysheid, gee my hierdie lankmoedige, sagmoedige gesindheid van selfbeheersing, om dan ook vanuit die blaaie van die Bybel kennis te bekom, wysheid te verkry, om U in alles te verheerlik. Vriende, ons lees daar in vers 17, die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood. Eintlik wat die oorspronklike taal sê, is dat die vriend en die broer is kosbaar vir 'n mens. Die oorspronklike taal wil vir ons die gedagte deurgee, dat in tye van nood is 'n vriend en 'n broer baie kosbaar vir 'n mens. Hulle is daar om te luister. Ek wil u vra dat ons nie soos Job se 3 vriende sal wees, wat sal sit en hom beoordeel terwyl hulle nie die feite gehad het nie. As jy 'n vriend is van iemand, wees 'n vriend in murg en been. As jy 'n broer is, wees 'n broer in murg en been. Wees die een wat opofferings maak, wees die een wat uitreik na die ander een. Ek onthou die tyd toe my broer nog gelewe het, dat ek en hy het omtrent daagliks op die foon gesels. Wanneer daar finansiële krisisse by hom was, alhoewel ek net sy broer was, nie sy pa nie, het hy gereeld gebel en gesê, ou broer, kan jy nie bietjie help nie? En waar ek kon, het ek gehelp, ek kon nie altyd nie. Maar ek het op 'n stadium vir my gesê, jy is amper soos my pa. En ek kan met jou praat en ek kan raad by jou verkry en wanneer daar
hulp nodig is, dan is jy altyd daar om te help. En ek dank die Here vir die kere wat ek kon help. Weer eens sê ek het nie altyd gehelp nie, was nie altyd binne my vermoë gewees nie. Maar hoor wat sê die Bybel, die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die dag van nood. Mag jy 'n goeie broer en mag jy 'n goeie vriend wees vir die ander ene. Maar ook, die volgende vers is nou die waarskuwing. Dis 'n verstandlose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. So vriende, die oomblik wanneer jou vriend of jou broer jou in hierdie ding wil inforceer en sê, as jy 'n goeie broer is, of as jy 'n goeie vriend is, sal jy vir my borg teken vir hierdie hoë risiko lening wat ek gemaak het, of hierdie huis wat ek wil koop, of kar wat ek wil koop, dan is dit rooi ligte wat vir jou opgaan. Want jy sien, 'n goeie vriend en 'n goeie broer stel nie eise aan jou en sê, as jy, sal ek nie. Dit gaan oor hierdie verhouding, hierdie vriendskap, hierdie liefde is onvoorwaardelik. Dit gaan nie oor, as jy iets doen, sal ek vir jou lief bly, of sal ek vir jou goeie broer of vriend wees nie. En daarom die oomblik wanneer iemand jou wil indompel in skuld, of miskien jou hierdie hoë risiko besluit laat maak, en jy en jou gesin later miskien met hartseer gevolge sal sit, dan wil ek vir u sê, dis rooi ligte wat opgaan. Die Bybel sê, iemand sonder verstand is iemand wat borg staan vir 'n ander ene. Luister vriende, ek hou voet by stuk, ek staan borg vir niemand, nie vir my kinders, nie vir my familie, nie vir vriende, nie vir kerkmense nie. Waarom nie? Want God sê vir my, ek moet nie so iets doen nie. Die Here sê vir my, dit is 'n dwaas wat dit doen. Ek lees gou vir u wat staan in Spreuke 6. My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemde jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond, doen dan dit, my seun, om jouself te red. Want jy het in die hand van jou naaste geraak, gaan werp jou neer en bestorm jou naaste, gaan jou oog geen slaap en jou ooglede gee sluimering nie, red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Jy sien, Salomo is baie duidelik oor die saak, alhoewel 'n vriend en 'n broer iemand is wat daar is in die nood, sal hulle nooit van jou vra om die handslag te gee, om borg te staan nie. En daar wil ek vir jou vra, moenie lynreg teen die skrif ingaan, en jou later self deurboor moet baie hartseer, jy en jou gesin in bankrotskap indompel, en dan vra jy, Here, nou waarom het u dit gedoen, want Here, u weet, ek het dan iets goeds gedoen aan my naaste, ek het iets goeds gedoen aan my broer, of my familie, of my kind, of my vriende. Vriende, luister, dit help nie ons wil God se woord verontagsaam, en dan wil ons later vir die Here vra, waarom kom die elende oor ons nie? Hierdie saak is baie duidelik, dat 'n vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood. Dit is 'n verstandlose mens, wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. Daarom is het belangrik om hierdie saak raak te sien, en vir die Here te vra, en wanneer daar nood is, om te help waar jy kan, maar vir die Here te vra, bewaar my dat ek nie dwaase dinge sal doen, verstandlose besluite sal maak, en dan later myself en ander met smarte deurboor. Kwaai vriendskappe, dan deur hierdie besluit van my daar, na vore kom, en ek moet baie hartseer gevolge sit nie. Ag vriende, ek het al met hoeveel mense gepraat, en ek onthou een van die gesprekke wat ek gehad het, wat 'n man vir my gesê het, hy het 'n goeie vriend gehad wat saam met hom gewerk het, en die man het vir hom gesê, luister, ek trou een van die dae, sal jy nie asseblief vir my borg staan nie, want ons moet meubels koop vir ons woonstel, en ons moet so 'n bietjie goed koop nadat ons getroud is, en die woonstel hier, ensovoorts, en ons het nie genoeg geld nie, en hierdie persoon het gesê, ag, weet jy wat, ek doen dit vir jou, en daardie persoon het nooit die skuld betaal nie. En die skuldeisers het by hierdie persoon kom stilstaan, en hy kon dit nie betaal het nie. Hulle was later kwaai vriende, tot die dag van hierdie man se dood, was hulle kwaai vriende. En ag vriende, hy is dood met hierdie slegte skuld op sy naam. Waarom? Want hy het borg geteken. Hy het gesê, ek sal jou skuld betaal. Daarom moenie verstrik raak in jou woorde, of in ander mense se woorde, en dwaase dinge doen, en jouself met smarte deurboor nie. God se woord is so kosbaar. Daar is soveel wonderlike waarhede in God se woord. Kom ons gehoorsaam dit. Kom ons pas dit toe in ons lewe. En kom wanneer ons 'n antwoord moet gee ons 'n Bybelse antwoord, sodat mense kan verstaan, wat is ons vertrekpunt, waar kom ons vandaan, en in watter rigting ons op pad. En mag ons God verheerlik in alles, en eer bring op sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.